bring jou kamera. Nee, ek moet die wiel hier vandaan. Jy praat, ek het nie probleem met al die klank op. Dis nie so as jy sien nou sy nou. Wat se ook vir my. Terug is ook baie ou. Ja. Keep me warm, my lad. Keep me warm, my lad. Keep me warm, my lad. Dis ek nie. Sê vir jou, dis net vir jou. Dis die regte van. Ek is nou tannie se hey. Enigste musiek waarmee ek 'n probleem het, Christelike musiek. Enigste, daar's drie groepe. Die eerste is Hillsongs. Tweede is Bethel se musiek. En die derde is Daar is 4 wat jy vir ons het. Ek het daar op ons bord in die kantoor geskryf. Dis Bethel, dis Hillsong. Wat sê jy? Begin met 'n C of iets. Nou sê die naam Casting Crowns kom by my op, maar dit is Ek dink op dis hier. Ek het jou geroep in geregtigheid. Ek hou jou hand vas. Ek beskerm jou. Ek maak jou 'n verbond vir die volk, 'n lig vir die nasies. Gemeente van Carleton wil die Here groet julle elkeen vanaand en hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Ons gaan vanaand stil staan by die 3 skrifgedeeltes. Jesaja 42 vers 6 en 7, Johannes 8 vers 12 en Handelinge 13 vers 47. Net so drie tekste. En ek 4 as jy nou 42 vers 6 en 7 vat. Maar voor ons dit lees, kom ons word net stil in gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie dag. Dankie vir die heerlike reën wat gisteraan neergesak het op die dorp. Dankie vir die koelte wat daarmee saamkom, en dat dit koeler was ook in hierdie dag, ook vanaand. Dankie Here dat dit die aarde voed en vanoggend kan ons sien alles is sommer net vars en fris. Maar Here, ons wil ook vanmôre dink aan dele in ons land waar daar nog brande en brandgevaar is as gevolg van droogte. En daarom wil ons ook bid, Here, dat U sal U hand uitstort en uithou ook oor daardie dele in ons land. Groot dele wat nie goeie winterreëns gehad het nie, wat ook nou vasgeknel is in die droogte. En ons gebed is, Here, dat U daar ook 'n uitkoms sal gee. En Here, so bid ons ook vanaand vir geestelike reën. Hier waar ons in die kerkgebou bymekaar is, 'n week van gebed, maar Here, dat ons ook hier vanaand die geestelike reën sal kry. In ons hier wees, wanneer ons saam sing, wanneer ons saam bid, en ook wanneer ons saam met die woord besig is. En die Gees van God is my gebed, dat U vanaand ook U woord so in ons sal uitstort. Dit bid ek in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek gaan weer die teksgedeeltes lees, en elke keer as ek lees van dit, kans gee vir stilte, toe dink, jouself afvra, maar wat dink jy beteken hierdie gedeelte en ook, wat wil die Here vir my daardeur sê? En dan kan ons oor elkeen van hulle weer, soos die ander aande bietjie saam gesels. Jesaja 42 vers 6 tot 7. Ek is die Here, omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Interessant, nee. Die Here sê nie omdat jy getrou is nie, hy sê omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas, ek beskerm jou en ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Ons lees dit net weer. Ek is die Here, omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas, ek beskerm jou en ek maak my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Ons net soos die vorige aande, kom ons word net so vir 'n oomblik stil en dan dink ons oor hierdie gedeelte,
lees dit weer, en vra jouself net af. Wat beteken dit? Wat het dit beteken vir die volk Israel? Vir die Here dit aanvanklik geskryf het, maar ook wat beteken dit vir my vandag, vir my lewe? Goed, iemand wat vrymoedigheid het om te sê wat hy dink, wat hy raak sien, wat hy beleef in die vers. Goed, ja. So die Here een is die een wat roep, hy is die een wat vashou, hy is die een wat beskerm. En daar hoef ons nie bang te wees in 'n wêreld wat God soms baie maal nie meer wil ken, of ook vyandig is teenoor ons as 'n kerk, Christen. Wat sien jy nog daar raak? Sluit albei wat aan die ander gesê, maar die hele vers, die tweede deel van vers 1, wat hy sê, omdat ek getrou is. Hy stel weer self voor in vers 6 en sê, ek is die Here. Daai woordjie wat hy daar gebruik is die woord wat vir ons sê, hy is die verbondsgod, hy is Jahweh. Ek is die Here, ek is God. Die lig van nasies kom jy uit daar. Sê weer? Die lig van nasies. Jy sê jy's die lig van nasies. En dan kom jy die van die woord uit. Ja. So, maar hy stel weer self voor, hy sê ek is die Here. So dat ons weet met wie ons praat. Hy praat nie nou net met die profete nie. Of net die profete wat praat. Ons het vanmiddag so 'n bietjie, net voor die tyd, ons 'n bietjie gepraat rondom profesie. En ek dink daar's baie keer 'n verwarring in vandag se wêreld, waar mense nie verstaan waaroor profesie gaan nie. Ons kry oralste op daar lees daar, dan wil jy vir die profeet en daai profeet doen. Profesie is altyd 'n boodskap van God aan sy volk, aan sy kerk. En vandag sien ons baie keer dat vandag se profete, sogenaamde profete, wil 'n direkte inspraak in mense se lewens ingaan. Om vir mense te sê, dit gaan met jou goed gaan, dit gaan beter gaan. Dis 'n wonderlike boodskap. Nie dit afbreek nie. Maar 'n ware profeet in die Ou Testament het nie 'n persoonlike boodskap gebring nie. Gaan lees maar Jesaja, gaan lees maar Jeremia, gaan lees maar Jesegiel, Daniël ensovoorts. Dit was altyd 'n gesprek met die volk. Die Here gebruik 'n profeet soos Jesaja of soos Josia. Sy in die Ou Testament die Josia gebruik en sê hy vir hom gaan trou met 'n prostituut. En dan is dit interessant, die name van die kinders wat hy vir hulle gee, beteken nie wat die Here sê, ek gaan nie meer sorg nie, ek gaan nie meer omgee nie. Want die Here het vir hulle gesê, ek het vir julle gesorg, ek het vir julle omgegee. Maar hy praat nie net met Hosea as sulks nie, hy gebruik die beeld en die lewe en die feit dat Hosea met 'n prostituut getrou het, gebruik hy eintlik as 'n beeld vir die volk, om vir die volk te sê, julle was afvallig van my. Gemaak julle lewe reg en kom terug na my, want anders gaan ek nie meer versorg, anders gaan ek nie meer omgee, anders gaan julle nie meer my volk wees nie. Lo-Ami, Lo-Ruhama, die name van die kinders. So, 'n profetiese optrede is altyd God se woord, nie my woord as mens nie, is God se woord aan sy volk, aan sy kerk, aan sy kinders. En ons moet nie verwar, dis nie voorspellings nie, dis nie waarsêry nie, dis nie om goeders in mense se lewens in te spreek nie. Dis God wat kom en hy sê elke keer as die profete opgetree, was dit 'n teregwysing om te sê julle is afvallig, julle is weerstrewig, julle volg die verkeerde God. 'n Teregwysing, 'n oproep om te sê kom terug na my toe,
Of as jy nie terug na my toe kom, is daar 'n straf. Gaan ek jou in ballingskap weggee, gaan ek myself in jou onttrek, ensovoorts. Dit was die profetiese taak in die Ou Testament gewees. So gaan lees maar weer die Ou Testament en die profete baie mooi, om te verstaan wie en wat 'n profeet is. En dit is ook 'n groot verantwoordelikheid. As jy Jesaja gaan lees, Jesaja sê eintlik vir die Here, ek sien nie kans nie, Here, ek wil dit nie doen nie, Here, ek is te jonk, Here, ek kan nie. En dan raak die Here op aan en sê vir hom, ek raak in jou tong aan met 'n kool, nou gee ek jou die mag van my van praat. Dan sê wat ek wil hê jy moet sê. So dit is 'n geweldige groot verantwoordelikheid wat op 'n profeet se skouers lê om te sê, so sê die Here. Selfs met ons as predikante vandag of 'n leraar of pastoor of wat ook al voor in 'n gemeente staan om te sê, so sê die Here, dis 'n geweldige groot verantwoordelikheid. En ons het vanoggend in die Bybelstudie gesê, dit is so maklik dat 'n mens deesdae die Bybel eenkant sit. Ons sê in ons gemeente, hou ons nog vas aan die 5 solas, waarvan die 1 sola scriptura, alleen die woord. En die groot probleem binne in kerke en ook binne in ons as NG Kerk is dat ons kom by die punt waar ons nie meer sê die woord is alleen die sentrum van dit wat ons leer en glo. Die samelewing, die gevoel van die mense, die filosofie, die wêreld, lewens- en wêreldbeskouing in die tyd waarin ons leef. Al hierdie dinge moet deesdae in berekening gebring word. En dan kom jy op tyd uit waar jy moet besluit te sit soos wat ons gemaak het in alhoewel die afgelope paar jaar by synode sittings waar ons sê daar's nie meer 'n Satan waar ons sê besluit dat by die algemene synode is dat ons maar kan sê ons kan maar twyfel. Jy hoef te glo dat Jesus 'n maagdelike geboorte gehad het. Jy hoef nie te glo dat Jesus uit die dood het opgestaan het. Want ons hou nie meer vas in die woord van die Here. Die Here sê, ek is die Here. Jesus sê vir ons in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As ons nie meer vashou aan die woord van God nie, dan hou ons nie meer vas aan God self. As 'n mens net gaan kyk na hoeveel teksverse met mekaar van die begin van Genesis 1 tot by die einde van Openbaring met mekaar drade het en hoe hulle mekaar beïnvloed en wat die een sê wat in die volgende kom. Ons het vanoggend stil gestaan by Hebreërs hoofstuk 7 waar hy die hele hoofstuk skryf oor die priesterorde wat hy teruggaan na die Ou Testament. As jy nie verstaan wat die priesterorde is nie, as jy nie verstaan hoe die aartsvaders werk nie, dan mis jy Hebreërs hoofstuk 7, want jy verstaan nie wie en wat is Abraham, en wat 'n rol het hy gespeel, en wie en wat is Melchisedek, wat net een keer voor Hebreërs genoem word in die Bybel, en dit is in Genesis 14. En waarom dit so belangrik is, waarom is sy persoon so belangrik, dan mis ons dit. Ek kan nie sê die Ou Testament het meer geen waarde vir my. Ek kan dit nie so gaan herskryf dat ons net sê, maar nou moet dit so wees dat ons net vandag die samelewing en omstandighede inskryf nie, want God het gekom in 'n wêreld wat die Ou Testament en die tyd waarin Abraham en Isak en Jakob geleef het, insluit. Wil nie te veel daaroor uitbrei, maar ons het vanmôre net weer vir mekaar gesê, dink maar net aan die roeping van Abraham. Ons dink baie keer is so maklik. Abraham het daarin ingebly en die Here het hom geroep en vir hom gesê, gaan na 'n land wat ek jou sal wys. Wie en wat was Abraham gewees voor die Here hom geroep het? Hy was 'n heiden. Hy wat daarin waar hy die hedendaagse vandaagse Iran is gebly. Dis waar hy is. Die gode wat hy aanbid het was die ou Babiloniese, Persiese
en Assiriese gode. En nou kom 'n God wat hy nie ken nie en sê vir hom, Abraham, ek wil met jou 'n verbond aansit. Ek wil jou vat na 'n land toe wat jy nie ken nie. En ek wil vir jou God wees en jy moet my volg. Maar dis al wat hy van die Here al weet. En hy gaan op 'n tocht van ongeveer 1000 myl van Ur af tot in Kanaan. 'n plek wat hy nie ken, 'n wêreld wat hy nie ken. Omdat hy glo. En dan verloop die jare en dan word nie vir hom 'n kind gebore nie. En dan kom sê vir die Here, maar ek word nou 'n ou man. Ek word nou 'n ou man. Hier is nog geen kind nie. En dan besluit hy en Sarah dat hulle nou maar vir Hagar gaan vir hom gee, want dit was by die gebruik gewees in daai tyd, en so word Ismael gebore. Maar die Here sê, dis nie die nageslag wat ek vir jou beloof het nie. Jou vrou kan swanger word. En nou staan hulle al hier na die 90 jaar toe, en uiteindelik word Isak gebore as Abraham al 100 is, en Sarah 90. Ons het meer iemand wat 90 is in ons gemeente nie. Daar van jy vrou nie. Jy baba op jou ouderdom. Van julle wil vandag nou nog weer 'n baba op julle ouderdom. Ek wil selfs die man, as jy 100 jaar oud is, jy kan weer vir doeke omrou, skree hy, min slaap in die nag. Maar dis wat die Here doen. En as hy 14 jaar oud is, wat sê die Here vir Abraham? Vat hom en gaan offer hom. Here, hier is my nageslag. Jy het net vir my nageslag gegee. Ek is al 114 jaar oud. Nou wil jy vir my kind wegvat, my hele nageslag. Dit sal my redenasie wees. Dis hoe ek met die Here sal optree, of wat met Abraham? Hy vat vir Isak. Hy gee nog vir Isak die hout om te dra, as hy daar by die berg kom. En hy gaan offer hy. Bereid om te offer, val die mes in sy hand, en dan stop die Here en sê vir hom, daar's vir jou 'n raam in die bos agter jou. Ek weet nie of die Here, of Abraham op daai stadium soos Colin en soos 'n paar van ons is, wat nou as ons ouer word, dan word ons gehoor sleg nie, maar die Here het dalk al 'n paar keer geroep het na Abraham se tyd vir die Here gehoor het. En sê die Here vir hom, stop, stop, daar's 'n raam, offer hom. Maar Abraham was bereid om dit te doen. Daar was nie 'n gevestigde godsdienst nie. Abraham kon nie die Bybel vat en lees wie is hierdie God wat met hom praat. Die enigste manier hoe hy met hierdie God gepraat het, was in 'n verhouding met God. Persoonlike verhouding. En dis hoe hy God geken het. En hy stel sy vertroue in God. Hoekom die Here sê, ek is die Here. Ek is die lewende God. Ek sal met jou verbond staan. Ek sal getrou wees. En omdat ek getrou is, sluit ek met jou op te word. Ek dink jy kan dit verstaan. Selfs vir Moses, daar was nie 'n gevestigde godsdienst gewees nie. Hulle het nog nie regtig geweet wie is hierdie Jahwe na hulle verwys nie, want daar was nie geskrifte nie. Daar was nie gepraat oor hierdie God nie. Hierdie God was nog vir hulle 'n vreemde God. Hulle het 400 jaar lank in Egipte gebly. Die Egiptiese gode was die gode wat hulle geken het. En dan kom Moses en hy kom sê vir hulle, die Here het my gestuur om julle uit te lei uit slawerny. Eers as hulle in die woestyn is, gee die Here vir hulle die wet, dat die Here vir Moses 'n tabernakel bou. Eers dan begin die wette suiwer word en begin die mense verstaan wie is hierdie God wat hulle aanbid. Kan jy verstaan eintlik hoekom die volk Israel daar in die woestyn so opstandig was? Want hulle het nie geweet wie die God is nie. Hulle het nie. Eers daar in die woestyntyd het hulle eintlik regtig begin om te besef wie is hierdie God wat vir Moses gesê het, ek is wat ek is.
Maar die Here wil vanaand vir ons kom sê, ek is getrou. Al wat ek en jy moet doen, en baie keer moet 'n mens by daai punt in jou lewe kom en jy net sê, Here, ek glo. Ek verstaan nie alles nie. Ek weet nie alles nie. Ek sal in my lewe, sal hierdie ou klein breintjie van my sal seker nooit verstaan wie en wat die Here is en sy volk nie. Maar Here, ek glo dat U vir my sien. Dit beteken nie, ons moenie vra nie, ons moenie probeer verstaan nie. Maar op kom 'n punt in ons elkeen se lewe wat ons net moet sê, ek weet nie. Ek kan nie vir die antwoorde gee nie. Ek weet nie, ek verstaan nie. Maar God is getrou. En dan is dit God wat roep, nee, hy sê, ek roep jou. Ons elkeen het 'n roeping, nie predikante en sendelinge alleen of kerke as lede nie. Elkeen, elke lidmaat, elke gelowige, elke Christen het 'n opdrag en 'n oproep en is geroep en word gestuur deur God in die wêreld. Met die belofte, ek hou jou vas, ek beskerm jou. Waar jy heen gaan in hierdie wêreld, waarna toe ek jou kan stuur, ek hou jou vas, ek beskerm jou, ek hou jou vas. Gaan nie met jou nie, gaan met die Here. En dan kom hy by hierdie wonderlike wat ons op mekaar in hierdie week 'n paar keer gesê het. Hy sê vir hom, ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Is dit nie mooi? Vir Jesaja sê hy, ek maak, en eintlik praat hy nie vir Jesaja nie, hy praat eintlik, hier is weer een van daai tekste wat ons gesê, wat gaan oor die diensknegt. Sê hy, die diensknegt van die Here, ek sê vir jou, ek maak jou my verbond. In jou, in Jesus het ons weer die verbond gesien, wat God kom sluit het met ons, en 'n nuwe verbond, wat hy kom sluit het, in en deur Jesus, want God het hom die verbond gemaak. Die vervulling van die verbond wat hy vir Abraham gemaak het, en sê, ek sal jou God wees. En onthou toe hy daar in Genesis 17, deur die karkasse geloop het, die Here gesê, ek sal in jou plek die straf dra, want ek weet, jy sal nooit getrou wees, en daarmee daar slaap oor Abraham geval. En nou kom maak hy Jesus die vervulling van daardie verbond om te sê, nou word ek die een wat die straf dra in jou plek, in Jesus Christus. Nou dis wat dit beteken. So sien jy weer eens hoe pas Jesaja 42 en die groot deel van Jesaja in by die Nuwe Testament en by die vroeë Ou Testament. Dus net die gedeeltjie uit ons baie bietjie wonder wat dit beteken. We gaan lees dit in die hand van Genesis en verhaal van God met Abraham en sy volk. We gaan lees dit in verband met dit wat Jesus kom doen, dat word het vir my duidelik. Dat God het sy belofte waar gemaak, die verbond wat hy met Abraham gesluit het waar geword in Jesus. Dat hy nog steeds vir ons sê, ek is getrou, ek is God. Ek het nooit opgehou getrou te wees aan my verbond. Ek het jou nie vergeet nie, al was jy in ballingskap weg gewees, het ek jou nie vergeet nie. Ek bly getrou aan my verbond. Maar ek is die een wat roep, en ek roep julle almal, ook vanaand nie. Kom ons gaan na die volgende tekstgedeelte toe, Johannes 8 vers 12, net een vers. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg sal nooit in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Op 'n ander keer het Jesus gesê vir die mense, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Kom ons dink ook net weer oor hierdie gedeelte, wat sê dit vir jou, ook aan die hand van ons tema rondom die lig. So baie sterk aan ook hier by Jesaja 42. Ja. Ek dink baie keer Paulus skryf later daaroor in Filippense en Timoteus ook as hy praat oor dat ons die ligdraers, die fakkeldraers moet wees vir die Here.
En dan kom hierdie beeld op vir my. Vandag is dit maklik, ons stem in ons motorkar, en nou in die aand is, en dit donker is, en dit reën, ons sit ons ligte aan en ons kan maklik sien. Maar daai tyd was dit nie so gewees. Jy het letterlik fakkeldraers gehad. Jy het mense gehad wat saam in die nag gereis het. As iemand in die nag wou reis, wat eintlik nie aanbeveel was nie, omdat daar baie keer struikrowers en ander gevare was wat 'n mens kon oorweldig. Maar dan het jy 'n groep mense gehad wat letterlik met fakkels rondom die reisgroepie, die toergroep geloop het en vir hulle die pad gewys het, die lig gemaak het, kon die slaggate uitwys, kon wys wat 'n gevare daar is, want hierdie lig wat hulle rondom gehad het hulle beskerm. En dis nou eintlik wat die Here ook vir ons kom sê. Hy sê, ek is die lig, ek is die een, en dan dink ons terug aan die psalms, en hy is die lig op ons pad, die lamp vir ons voet, nie? So nou kom sê die Here vir ons, ek is die lig. Ek sal vir jou die pad wys. Ek wys vir jou die rigting, ek wys vir jou die gevare uit, ek wys vir jou die slaggate uit, ek wys vir jou die gevare uit, wat in jou lewe is. Ek is die lig vir jou lewe. As ek uit hierdie reisgroepie uitgaan, en die lig is nie meer daar nie, staan ek 'n baie groter kans om in 'n gat te val, of in 'n kraans af te val, of been te breek, of deur 'n wilde dier opgevreet te word, of wat ook al. Maar as ek hier in die teenwoordigheid bly, waar die lig is, gaan die duisternis my nie oorval nie. En dis presies wat die Here vir ons sê. En ons as kerk is ook veronderstel om hierdie lig te wees. Ons as kerk is veronderstel om ons gemeente by mekaar te hou en die lig te wys en te sê, hier is die pad wat ons moet loop, nie daai nie. Dit lyk na 'n goeie pad, hy lyk na 'n lekker breë pad, of ons maklik kan kom waar ons wil, maar dis nie die regte pad nie. Hierso is die regte pad. Ons moet hierdie pad volg. En partykeer is dit nie die gewilde pad nie. Dis nie die N3 na Durban toe nie. Dis die R-pad hier deur Harry Smit en deur Ermelo en al hierdie plekke. Dis nou nie die lekkerste pad om te ry nie. En ons sal dalk langer uitkom om by Durban te kom, maar ten minste gaan ons daar uitkom. Maar dis die pad wat die Here vir ons vra te loop. En ons as kerk is daar om mekaar te sê. Ons is nie hier om 'n gewildheidskompetisie te wen en om by almal nou tevrede te stel. Ons is hier om die woord van God te bring, om die lig van God te bring in mense se lewens. Partykeer is dit wat ons sê nie lekker om te hoor nie. Want die woord van die Here is nie altyd vir ons as mense lekker om te hoor nie. Want dit vra verandering hier binne in my. Dit vra dat ek myself moet gaan kyk in die spieël en sê, maar is dit wat die woord van my sê nie waar nie? Dit is nie altyd lekker om self ondersoek te doen nie. Maar dit is nodig. As ek nou maar vat as 'n mens op pad, die ou mense het altyd gepraat van spring cleaning, nee, so hier in die begin van lente, na die winter verby is en mense het nou lekker in die huis gelê, warm gebak in die winter en die koue weer, dan kom die lente en dan is dit nou 'n spring clean, dan moet jy skoonmaak, dan moet jy nou al die kaste uitpak. Ek weet dit was vir ons kinders, was dit, ek weet nie, julle het ook so gedoen het, maar ma het gesê, nee, julle pak nou uit, die kaste moet uitgepak word, die beddens moet geskei word, ons moet agter die beddens moet skoon gemaak word, en dit was 'n groot ding geweest, en dis nie lekker nie. Dis 'n hele dag se werk en gesweet en gespoeg en gespartel, maar as dit klaar is, en die kamer is weer skoon, en is vars, en is netjies, en is mooi, en alles is op 'n plek, en jy het nie nodig om tussen die bobbelsklere te soek vir jou vars, skoon onderbroeke, goeders, en dis mos lekker, om alles vir jou mooi gepak te hê in jou lewe, en dis wat God wil hê ons moet doen. Partykeer moet ons eers die slegte doen, sodat God weer orde in ons lewe kan bring, en dis wat die Here wil doen in ons lewens. En deur sy roeping in ons lewe bring hy weer draad die op, sê, luister na my stem. Sit vanoggend daar buite by Welverdiend. Ek het vergeet dat ek my sleutel by die alarmboksie vir Lukas gelos het in Desember toe hulle moes gaan wegmaak daar by Welverdiend. En ek kom toe daar, tot ek die sleutel vir die kerk, maar ek kan nie die deur opsluit nie, want dan gaan die alarm afgaan. Sit ons nou maar daar buite op die trappie en nou weer ou Bybelstudie of bid hier vanmôre daar by Welverdiend.
En nou sit ons so, nou hoor ons die in die boom is die kuifkop boutkappertjie. Nou, toe dink ek nou aan die storie wat ek so paar weke gelede hoor ek die gefluit by ons in woon. Ek ken die houtkappertjies, ek ken die hooibos houtkappertjie, ek ken die kakelaars en al die ander voëls wat daar ons, partykeer is daar 'n vlei hier, maar die voeltjie hoor ek, nou die ander hoor ek in die agtergrond, maar ek steur my nie meer daaraan, want ek sal gewoond aan, maar hierdie geluid, hierdie fluit, was vir my niet gewees. En ek besluit toe, nee, ek gaan nou soek, ek gaan nou my verkyker vat, en nou stap ek hier uit by die erf, en ek gaan luister ek, en ek kyk na die boom, en ek hoor, en ek luister baie mooi, waar kom hierdie geluid nou vandaan, en ek stap in daai rigting, en ek loop, en ek kyk ek dink die bier het gedink, wat gaan met hierdie ou vanmôre, wat hier met sy verkyker rondloop. En toe sien ek daar by ons my direkte buurman, so 'n mooi groot boom daar in sy tuin, en binne die tak is daar 'n nesie. En toe ek nou mooi 'n gat, en ek het 'n gat, en ek begin kyk na die verkyker, en die volgende oomblik pop hier 'n koppietjie uit, van 'n voeltjie met so 'n kuif, en hy blyk amper soos 'n mouhok, uit so 'n rooi mouhok, so kuifie, die swart aan die kant, en toe nou uit die gaatjie uitkom, dit is so vaal grys, en soke swart streepjies op sy lyf. En ek het nou nog die voeltjie van tevore geken, en ek moes toe nou gou daar in die huis gaan, my sasselboek gaan haal, en gaan goed kyk wat se voel dit is. Maar wat ek nou eintlik op kom in hierdie storie is, partykeer luister ons nie dan dinge. So wat ons nou hier sit, jy kan die waaiers hoor in die agtergrond, en daar is dalk 'n voeltjie wat iewers te fluit, of wat ook al, maar ons hoor nie regtig nie, ons luister nie regtig, dis in die agtergrond. Maar partykeer is daar 'n geluid, of iets wat ons sien, wat net jou aandag trek, wat net vir jou sê, maar hier is iets anderste. En dan sê dit amper vir jou, ek moet gaan kyk. Ek moet gaan sien wat is dit. Ek moet hierdie geluid moet ek identifiseer, ek moet weet wat dit is. En dan dink ek terug aan Moses in die woestyn in die brandende bos. Verbeel jouself, hier is skielik loop jy in die woestyn en hier is 'n bos wat net aan die brand is en hierdie bos brand nie uit nie. Hou onbrand. Jy gaan wil ondersoek in sy, jy gaan wil weet wat gaan hier aan. En dit is presies wat Moses doen, as hy by die bos kom, hierdie lig wat brand, wat hom eintlik roep en vir hom sê, Moses kom hier. En hy kom by die bos, dan sê die Here vir hom, trek uit jou skoene, Moses, want jy staan op heilige grond. Die Here is die lig, is 'n lig wat roep. En hy roep ons elkeen en sê vir ons, kom nader. Kom leer ken my, kom sien wie ek is, kom stel ondersoeke, want hierdie lig is net so lig wat 'n mens fascineer. Soos daai geluid van die voeltjie wat ek gehoor het. Dis iets wat my gefascineer het. Ag, baie ander mense sal seker nou nie daar steur, maar vir my, ek wou geweet het. Ek ken die voëls in my omgewing, maar hierdie is 'n nuwe geluid, is 'n nuwe voël. En ek moes hom gaan identifiseer, ek moes gaan sien wat dit is. Die Here roep ons elkeen, soos in die brandende braambos, sê vir ons, ek is die lig, kom leer by my, kom verstaan wie ek is, sodat ek ook die lig in jou lewe kan wees. En dan die woorde ook weet, as nie weet ek vers 12 tot daar sê, wie my volg sal nooit in duisternis lewe nie, wat dan die ander gesê het. Ons sal nie in duisternis, want as ons in die teenwoordigheid van die Here is, sal ons nie in duisternis wees nie. As jy in sy teenwoordigheid is, want hy is lig, daar sal altyd lig in my lewe as ek naby Jesus is, maar dit is wanneer ek begin wegbeweeg, dan begin ek in die duisternis leef, en dan begin ek weer die duisternis plek gee in my lewe, en dis wanneer dinge verkeerd gaan in my lewe. Die laaste gedeelte wat ons vanavond gaan saam lees, is Handelinge 13 vers, ek gaan net so bietjie so staan, hy van my wat tussen die bome sien ek om nou weerkom. Handelinge 13 vers 47, want so lei die Here se opdrag aan ons. Ek het u gegee as 'n lig vir die nasies, sodat u verlossing kan bring tot in die uithoeke van die aarde. Ek het u gegee as 'n lig vir die nasies, sodat u verlossing kan bring tot in die uithoeke van die aarde. Dit is natuurlik wat daar gepraat is oor Jesus. Ek het u gegee as die lig om
om lig te bring vir die nasies tot in die en verlossing tot in die uithoeke van die wêreld. So dit is wat Jesus kom doen het. En in sy tyd het hy nou nie by die uithoeke van die wêreld gekom nie, maar daarom het hy sy die 12 disippels gevat en hy het hulle geleer en het hulle opgelei en het hulle gewys wat om te doen. Hy het hulle disippels gemaak wat later kon gaan om disippels te maak en hy het hulle uitgestuur en gesê, gaan maak disippels. En so is ons as kerk vandag hier, omdat daar mense was wat die lig van Jesus, die roeping gehoor het, maar ook die opdrag gehoor het om te sê, gaan, ek stuur jou, vertel, wees lig vir die wêreld. En dis ons opdrag as kerk, wat ons elke dag moet uitvoer om te sê, ons hoor die stem van die Here, ons roep ons hoor sy roeping, ons sien die lig wat hy in ons lewe bring, sodat ons lig verhelder word en verlig word. Maar nou is ons opdrag om te gaan en sê, ons, ek en jy, wat ons 'n straat van mekaar sien. Dis nie ons word nie. Die Here sê, wanneer julle my leer ken, is julle die lig vir die nasies. Kom ons wees elke dag die lig vir die wêreld. Ek wil vra ons vanaand, daar's 'n bietjie meer tyd oor, ek het bietjie my tyd beter bestuur vanaand. Maar kom ons word vanaand stil, kom ons doen 'n paar gebede. Is daar iets wat julle wil hê ons moet vanaand oor bid? Sal die Here op jou hart gelê het jy nou al dalk vir 'n tyd. Miskien net vir al die mense wat so swaar kry hier in die buurlande, Christenaars wat vervolg word, doodgemaak word, miskien kan ons tydjie daar. Dit is 'n baie goeie voorstel. Ons dink aan die ouens in ons onmiddellike buurlande, maar ook verder op in Afrika, Nigerië, Sudan, Somalië. Daar's soveel plekke waar die Islam so sterk opkom, waar ISIS en al hierdie ander islamitiese terreurgroepe daar is en wat Christene doodmaak. So kom ons bid vir ons medebroers in Afrika, maar kom ons dink ook aan mense wêreldwyd wat verdruk word vir hulle geloof. En dat die Here 'n uitkoms sal bring in hulle lewens. Is daar nog ietsie wat ons siekes in ons gemeente, ek dink besonder vir Lina, Tannie Ellie, wat in die hospitaal is, ons dink aan Monica, wat sy suster oorlede is, die onlangs week of 2 gelede, Piet hulle wat ook maar op met hulle, wat Annemarie se ma is oorlede, so rukkie terug, so ons kan dink aan mense wat deur swaar tye gaan, en deur dood en siekte. Dan kan my dogter, sy gaan alweer volgende week vir haar volgende maand, en my klein ding is alweer 2 weke verder nie. En haar op die koelde is korter as myne. Sy het maar verlede die naweek gesê, laat gaan, sny af, want het so begin uitval, wat sy gesê, nee, ons sny af. Kom ons dink aan haar ook. Ek het gehoor dat Rikkie, die Stanis se vrou, het deur 'n baie moeilike tyd gegaan afgelope ruk. Sy was ek dink 21 dae hier oor Desember in die hospitaal gewees. Sy is stadig besig om beter te word, maar kom ons dink sy het een of ander hospitaal fungusinfeksie gekry en dit het vir haar heeltemal uitgeskop. So kom ons dink aan haar ook. Meeste van ons ken nog vir hulle, so ons kan vir haar bid. Jy weet iets anders dan. Nou goed, kom ons gee 'n paar minute geleentheid daarvoor. Ek wil eintlik vra dat ons vanaand nou, weet baie mense hou nie daarvan, maar so kry elke ou geleentheid om daar te bid. Ons sit dan nie met mekaar nie, daar sit daar twee daai kant, en ek weet Piet, as jy daar by Magda wil sit, jy net so 2, 3, so by mekaar wil sit, en net saam bid, of as jy daar agter by Piet, alle Piet wil gaan sit, dan kan jy Piet saam bid. Piet sit ook op sy eie daar agter.
En dan, ja, en dan luister die mense maar so hoor, ek sal maar hoor wanneer het begin stiller raak, dan sal ek vir ons afsluit met 'n gebed. So kom ons sit by mekaar en ons bid ons vir al die sake vandag. Wonderlik, Here, wat 'n groot voorreg om so saam as 'n gemeente te kan bid en nie stil te word. Net te sê, eerste plek, Here, dankie. 1000 maal dankie. Dat U ons Here en ons God is. Dat ons kan weet vanaand opnuut weer dat U getrou is. U is die een wat altyd getrou was van die begin en U sal getrou bly tot aan die einde. Ons as mense val dikwels, maar U, Here, bly getrou en daarom gee U ook vir ons die belofte dat U ons sal vashou, dat U ons sal beskerm en dat U vir ons sal lei ook deur ons lewe. Dankie, Here, dat ons dit kan weet en weer vanaand net opnuut kan hoor. Dat ons nie hoef nie te twyfel oor U nie. Dat ons nie hoef te wonder of God getrou sal wees nie. U is getrou. Dankie, Here, dat U ons as 'n gemeente bymekaar hou. U is die een wat voordoen. U is die een wat voorsien. U is die een wat hierdie gemeentes, die liggaam bymekaar hou. Nie ons is mense nie. Ons is deel van die liggaam, elkeen van ons. En so bring ons aan U die hulde, Here ons God. Ons wil vanaand ook 'n besonder dink aan broers en susters in die geloof hier in Afrika, ons eie land dalk, maar ook hoër op lande soos Nigerië, Somalië, Sudan, Ethiopië, soveel ander lande, Egipte selfs en Libië, waar gelowiges vervolg word. Waar hulle nie die vrymoedigheid het om die woord in hulle hand te neem en U te kan aanbid nie.
Here, ons bid vanaand dat U ons elkeen aan die hand sal vat en ook deur ons gebede vir hulle elke dag ook U seën oor hulle sal bring, dat U hulle sal beskerm, dieselfde belofte wat U vir Jesaja gegee het, dieselfde belofte wat U vanaand vir ons gee, dat U ook daardie belofte opnuut vir elkeen sal gee wat deur 'n moeilike tyd van vervolging gaan in 'n lewe te sê, maar ek is die een wat jou beskerm. Dit beteken nie dat jy nie sal siekte kry en nie sal vervolg word meer en dat jy nie dalk selfs doodgemaak sal word vir jou gelewe, maar selfs in dit is ek nog steeds jou Here. Hou net vas. Glo net, vertrou net in my, want ek is getrou. Dankie Here dat ons vanaand ook kan dink aan hulle wat siek is in ons gemeente. Ons dink aan Tannie Ellie, ons dink aan Lina, my eie dogter, ons dink aan hulle wat onlangs mense aan die dood afgestaan het, aan Marie en Piet en Monica. Ons dink aan ons Stompie en die Here wat die afgelope 2 naweke in 2 ongelukke was, waarvan een hulle motor afgeskryf is. Here, ek kan myself indink in hulle posisie nie, maar wil U ook vanaand oor hulle U hand vashou. Hulle verseker dat U is God en U is in beheer. Dankie vir ons gemeente. Here, U is die een wat voorloop. Laat ons die lig sien, laat ons die volg, dat ons weet wat dit is wat U van ons vra as gemeente. Ek vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Mag die Here wat jou geroep het, jou lei in sy lig. Mag Christus oor jou skyn op die pad van gehoorsaamheid en mag die Heilige Gees jou krag gee om lig te wees tot aan die uithoeke van die wêreld. Amen.